Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou dit gaan vanmôre met jou goed. Ek wonder of jy al bang was vir die donker. Ja, toe ons klein was, was almal tog bang vir die donker. Ek onthou, nie so baie jare terug nie, het ons dalk in die televisiekamer gesit en dan het Denike 'n opdrag gekry. Gaan gou kombuis toe dan, gaan haal jy gou vir ons iets in die kombuis of gaan maak of ons koffie of gaan gou kamer toe en kyk of jy my selfoon langs die bed kan kry of ja. En dan moes sy dalk in die donker gang loop of sy moet opgaan met die trappe in die donker en sy moes dalk in die donker in haar kamer ingaan. Dan het sy altyd vir haar boetie gesê, "Stap gou saam met my. Ek sal jou 'n sjokolade gee of ek sal jou R5 gee of iets, maar stap gou saam met my." En dan kan ek mooi onthou hoe sy altyd haar boetie laat voorloop het en hoe sy agter haar boetie geloop het of hoe sy haar boetie in die arm geklou het en dan het hulle saam die donker in gestap. Psalm 16 vers 8 praat nogal van so iets. Hy sê, ek stel die Here altyd deur voor my. Hy sê ek sit die Here altyd voor my. Hoekom? Sodat ek agter hom kan loop. Omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Dawid skryf hierdie mooi psalm. Hy sê, Here, wanneer ek bang is en Dawid het donker tye beleef. Here, wanneer ek bang is en ek moet beweeg, dan sit ek U voor my sodat ek agter U kan loop. Met groot respek is dit asof Dawid sê, Here, U is soos my bodyguard. Ek plaas U voor my en ek beweeg agter U sodat niks naby my kan kom nie. En wanneer die spasie te min is en die pad te nou is, sodat U nie voor my kan beweeg nie, dan sit ek U langs my en ek klou hier in die arm sodat ek weet ek is veilig. My boodskap is kort en eenvoudig vanmôre. Die Here wil hê jy moet hom vandag vra om saam met jou te beweeg. Here, beweeg voor my. Here, beweeg langs my sodat ek veilig kan wees. Jy hoef nie vandag alles wat jy doen alleen te doen nie. Jy hoef nie vandag alleen in die donker te sukkel nie. Jy hoef nie vandag alleen deur die moeilike tye van jou lewe te gaan nie. Want daar is dae wanneer die lewe onseker voel, wanneer ons probleme het en vrees en teleurstelling het. Maar dan moet ons weer fokus op die Here. Dawid sê, Here, ek hou U altyd voor die oë. Om die Here voor te stel of aan ons regterkant te sit, beteken dat ons op die Here vertrou. En wanneer ons oë op God rig, verloor ons uitsig op die probleem en plaas ons fokus op die Here. Dawid sê verder, omdat U aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Dit beteken selfs dat wanneer ek struikel, die Here my sal vashou, sodat ek nie sal val nie. Om standvastigheid te hê in hierdie ou wêreld is baie belangrik. Wil jy nie vandag jou fokus van jou probleme afhaal, jou fokus van mense afhaal, jou fokus om omstandighede afhaal en sê, Here, ek plaas U vandag voor my, maar ook aan my regterkant. Here, baie dankie dat U vandag die oplossing is vir elke probleem. En dankie, Here, dat U vandag saam met my sal beweeg, al lyk die pad vandag ook hoe donker.